Nou, Nico Nel het hierdie ene vertel. Hy sê, daar was 'n boer gewees, daar in Lynsberg in die Kaap, en die boer besluit, hy is nou lus vir visvang. Hulle sê van my, sy chommie sê van my, jy kan nou nie sommer net gaan visvang nie, maar dan weet wat jy doen is hoe visvang. Hy sê, nee wel, hy gaan nou visvang, weet, hy is nou lus vir die storie. Nou, gaan hy in sy pelle, nou gaan probeer hulle nou die storie aanpak, jy weet, maar hy is mos nou boer, hy weet nou niks van visvang af nie. En hy is nou so lus vir die storie, en hy sê, man, hy gaan 'n visvang, man, en dit gaan so aan, en hulle is besig met die visvang trippie en so aan, en as sy pelle geen naderhand op en sê, nee, want hulle kan nie 'n vis gevang, jy weet, die dae gaan verby, maar niemand vang 'n vis, en as sy pelle pak op en loop, naderhand is die laaste pel weg, net, hy is oor in die dag, net voordat hy toe moet terug aan plaas, toe vang hy nou 'n vis. En hy besluit toe wel, want daardie was nog nie selfone en sulke tipe goed nie, weet, so hy besluit toe wel, hy wil dan vir sy pelle wys die vis wat hy nou gevang het, weet, en hy besluit toe, ek dink toe moet hy nou maak, en hy vat toe nou sommer een van die bakke wat hy daar by hom gehad het, die is ook toe nou leeg, waarin hy sy braaivleis gemaak het, jy weet, hy het nou maar 4 keer ergens gemaak, en sy vleisie gemaak, sommer daar op die strand, jy weet, en die bak is nou leeg, en hy skoon, jy weet, en hy vat toe die bak, en hy neek viswater, seewater daarin, en hy sit die vis daarin, en dan gaat hy nou agter op die bakkie met die vis weer, terug huis toe, plaas toe. Man, en hy kom maar by die plaas aan, en sy pelle is nou verskriklik bly oor die vis wat hy nou gevang het, en hy breek by al sy pelle, jy weet, ek is nog die enigste wat 'n vis kon vang, ensovoorts, jy weet, maar nou, het hy nie viskos en sulke tipe goed nie, nou kerf hy sommer botong, nou, gooi hy die botong so vir die vis, jy weet, en hy vis kom en hy gap sy botong so, man, en die vis is baie happy oor die botong etery, jy weet, en naderhand, as die boer met 'n stukkie botong nader kom, dan kooi hy die kiewe van hom eintlik so, jy weet, en man, hy geniet nou die affære, en die boer deel nie graag sy botong nou, maar die vis deel in sy botong, maar dit is nou spesiaal, jy weet. Man, en toe, later, toe raak die seewater nou maar op, jy weet, en die boer besluit wel, hy kan nie nog seewater gaan, hy gaan hou nie, hy moet hom maar oorsit op brakwater, jy weet, en gooi nou maar brakwater in die bak, jy weet, en man, maar die vis gaan aan, jy weet, hy is nie moeilikheid nie, na 3 dae te leef hy nog, hy nie moeilikheid nie, hy geniet hierdie brakwater storie, en die boer kerk maar gereeld botong en so aan, en toe later, toe kom die droogte, dis was nou maar, dit gaan met die boerdery, die boer besluit, nee, die vis gebruik heeltemal veel water, hy gaan hom maar afhou van water af, jy weet, maar doen dit nou so stelselmatig, jy weet, hy vat so 'n bietjie water, en gebruik dit nou maar so 'n bietjie vir die bietjie wat hy kan vir sy besproeiing, of om iets na te gooi, of iets om net daarmee goed aan die lewe te hou, jy weet, en naderhand toe steek net die vis se vinne so uit, jy weet, en na so rukkie toe is die vis nou heeltemal stil in water. En die boer besluit, man, die vis, weet, hy hoef ons nou nie, so baie nodig dat hy binne die bak, hy kan beslis wel buite die bak, weet, lê, hy het ons nou nie water nodig, hy vat hy die vis, sit hom maar neer, en dan lê die vis lekker, man, en dis nou 'n lekker storie, toe tel hy die vis op, en hy gaan sit, nou sit hy in die vis, nou kerf hy botong vir die vis, en nou, val die botong partykeer as hy vir die vis nou vergewe, en dan kerf hy nou te vinnig op iets, en val die botong, dan gaat die honde nou vir die botong, maar dan gaat die vis ook vir die botong, en naderhand bied die vis die honde, jy weet, die vis is voor die honde by die botong, die honde is so kwaad, wil die vis nou vang, maar die ding is so glibberig, dat kry nie gevang nie, weet. Man, en die boer is nou baie happy oor hierdie unieke vis van hom, en hy vat die vis toe, en hy sit hom sommer, as hierdie boer gaan skape aanjaag, en so aan, of gaan jag, of wat ek al, dan sit die honde agter op die bakkie, en die vis is voor by die boer, hy is nie eens agter op die bakkie nie, nou nie om die hek op te maak, want waar kan 'n vis nou die hek opmaak, dit moet nie gebeur nie, en laat hom maar saam ry, die boer moet self die hek opmaak, jy weet, nou, die vis, die hele kontry is hiermee bekend, hierdie boer werk met skape, honde en 'n vis, want as die honde die skape aanjaag, en jaag die vis ook so met die skape aan, weet, hy het nou die ding lekker baas geraak, jy weet, dit is nou lekker dinge, man, en hele kontry is vol hiervan, almal praat oor hierdie boer en sy vis, en toe, so paar jaar terug, klompie jare terug, met daai movie se vloed, wat daar op Lynsberg was, toe versuip die vis,